As jy die Bybel oopmaak by Romeine hoofstuk 8, dan kyk ons vanoggend na vers 12 tot 17 van Romeine 8, maar ons gaan lees vanaf vers 9. Nou weet, vers 9 is halfpad deur 'n sin, maar ek dink dit is die helfte van die sin wat dit is, maak sin. So Romeine hoofstuk 8, en ons lees vanaf vers 9, dit wat ons laasweek na begin kyk het, en ons lees dan tot by vers 17 vanoggend. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Christus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy ook Christus uit die dode opwek. Wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur die gees wat in julle woon. En dan ons teks vanoggend. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle na die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want hulle wat nie ontvang, want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan erfgename. Erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help, dat ons ook vanoggend uit hierdie teks sal sin maak en sal leer tot verheerliking van sy naam. Kom ons bid. Here, ons dankie vir die Heilige Gees wat in ons is en juis nou in hierdie tyd vir ons ook leer en lei in die waarheid van die woord. Ons dankie vir die woord, maar ons dankie soveel te meer vir die Heilige Gees wat hierdie woord in ons duidelik maak, in ons openbaar. En inderdaad, Here, dat ons so saam, hy kan getuig teenoor ons gees en dan hulle saam kan getuig, inderdaad dat ons ook u kinders is. Ek bid, Here, dat u vanoggend vir ons sal lei deur die woord, dat ons sal begryp en sal weet wat se wonderlike gawe ons ook in u het, en dat dit ons sal aanmoedig, juis om te leef as hulle wat u verheerlik en u wil soek, bo alle dinge. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek sou nie eintlik iemand wat films kyk nie, maar ek het onlangs op YouTube 'n film gesien wat gebaseer is op 'n ware verhaal, en dit is eintlik 'n vreeslike tragiese verhaal, maar met 'n vreeslike mooi einde. Die naam van die film is Hollis Woods. En die verhaal begin deur hierdie jong meisie wat vertel, my naam is 'n regte plek. En sy het haarself verbeel, dis 'n pragtige woud wat mooi blomme het en singende voëls, groen weivelde, maar in werklikheid was dit 'n straathoek in Queens in New York. Dis waar sy gevind is, op die hoek van Hollisstraat en op die hoek van Woodstraat, toe sy net 'n uur oud is. En die verhaal is 'n tragiese verhaal waarin sy vertel hoe sy teen die ouderdom van 12 jaar al reeds in 5 verskillende pleeghuise was. Niemand wou haar hê nie en almal het gesê sy bring ellende op almal om haar. En toe uiteindelik toe kry sy 'n familie vir wie sy lief is en wat vir haar lief is, en sê sy, en toe mors ek dit alles op.
maar sy het nie. Want uiteindelik na 'n paar draaie het daardie familie haar familie geword. En die hoogtepunt van die hele film staan sy bo op 'n berg en sy roep uit, I have a family. I have a family. Wetenskaplik is dit eens dat die mens se mees basiese behoefte is om te behoort. Almal wil 'n plek hê waar hulle kan behoort. En dis die wonderlike ding is dat ons as Christene ons behoort. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie, dit maak nie saak wat jou verlede is nie. Jy behoort aan Christus, het ons gesien laasweek in vers 9. En daarom word die geregtigheid van Christus aan jou toegereken, het ons gesien vers 10. En daarom sal jy verseker net soos Christus opgewek word in die krag van die ewige lewe, vers 12. En hiervan getuig die Heilige Gees, het ons laasweek alreeds gedeelteliks gesien, maar vanoggend wil ek hê ons met 'n stap verder gaan. Waarvan getuig die Gees? Hoekom is dit dat ek kan seker wees die geregtigheid van Christus sal my toegereken word? Wat is die sekerheid wat ek het? Hoekom kan ek seker wees dat ek die ewige sal opgewek word in die krag van die ewige lewe? En die rede is, want God is my Vader. Die Heilige Gees, deur die Heilige Gees het ons die ewige erfenis as God se kinders. En so ons kyk dan vanoggend na 3 getuienisse van die Heilige Gees oor juist dit, dat ons inderdaad die kinders van God is. Eerste getuienis is die Gees getuig dat jy 'n nuwe mens is. Die Gees getuig dat jy 'n nuwe mens is. En daarvoor kyk ons na vers 12, 13 en 14. So die grootste deel van ons teks vanoggend. 12, 13 en 14. Luister wat sê dit. En daarom dan, broeders, is ons skuldenaars. Nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar julle skuldenaars, vers 12, vers 13 dan, julle skuldenaars om deur die Gees die werke van die vlees dood te maak en so te lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders van God. Nou ons moet hierdie twee saam hanteer, vers 12 en vers 13, want hulle is 'n eenheid. En dit sê, al wat dit sê is, ons is skuldenaars. Skuldenaars van wat? Ons is nie skuldenaars van die vlees om na die vlees te leef en so te sterf nie, vers 12 en 13. Maar ons is skuldenaars, vers 13b, om deur die Gees die werke van die liggaam dood te maak en te lewe. Ons behoort aan Christus. Ons behoort nie meer aan die vlees nie, en ons kan nie meer na die vlees lewe nie, dit hoort nie. Dit kan nie wees nie, ons moet die werke van die liggaam doodmaak, sê Paulus in vers 13. Nou ek wil hê ons moet mooi verstaan, Paulus is nie 'n dualis nie. Weet jy wat 'n dualis? Hulle sê dat die liggaam is boos, maar die gees is goed. Nou dis nie wat Paulus is nie. Paulus sê nie hier dat ons moet die liggaam afsterf want die liggaam is sleg, maar eintlik is ons gees alles goed. Nee, dis nie wat hy sê nie. Want as dit is wat Paulus sê, dan maak die res van Romeine 8 nie sin nie. Hy praat hier inderdaad van die werke van die liggaam, hy praat van ons sonde. So hy praat van die dinge wat ons doen en die dinge wat ons sê, dis die sonde, maar ons het reeds in vers 5 het ons gesien, nee, waar begin die sonde? Die sonde begin by ons denkwys, wat ons dink. En dis van daar af, so ons pomp ons brein vol sondige gedagtes en ons dink self sondige gedagtes uit en dit gaan dan oor in ons dade en wat ons sê en wat ons doen. So maak dood die werke van die liggaam, maar dit begin nie net by ons fisiese liggame nie. Dit begin in ons eie gees. Dit begin in ons eie hart en ons eie gedagtes. Beveg
dit waaraan jy jou denke blootstel. Beveg jou gedagtes wat sondig is. Beveg jou woorde wat sondig is. Beveg jou dade wat sondig is. Want, sê Paulus, ons is skuldenaars. Ons het nou nodig om God te dien. Ons kan nie meer die vlees dien. Want jy behoort aan Christus, vers 9, want die geregtigheid van Christus is jou toegereken, vers 10, want jy het en sal opgewek word in die krag van die ewige lewe, vers 12. Jy kan nie meer na hierdie wêreldse manier leef. Jy moet klaarmaak met die dinge van die vlees. Jy is 'n skuldenaar om te lewe na die gees van God, vers 12 en 13. En daarom, broer en suster, maak dood. Beveg dit met alles in jou. Dit wat sondig en verkeerd in jou is. Want, sê vers 14, almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En ek kan daai vers omdraai en sê dat al die kinders van God word deur die gees gelei. So as jy 'n kind van God is, sal jy deur die Gees gelei word in jou daaglikse lewe. Dis so eenvoudig soos dit. Jy behoort. Die hemelse Vader is jou Vader. Jesus Christus is jou geestelike broer. En jy is die broer en suster van elke ander gelowiges en dit. Hoe weet ek of ek is of nie? Die vraag is, word ek deur die Heilige Gees gelei? Word ek deur die Heilige Gees gelei? Elkeen wat deur die Heilige Gees gelei is, behoort aan God deur Jesus Christus. Jesus Christus is jou eerste broer. Elkeen wat deur die Gees gelei is die broer en suster van die ware gelowiges en niemand anders nie. En so die vraag moet wees, lei die Heilige Gees jou in jou lewe, broer en suster? Dis die vraag. Want wat beteken dit? Dit beteken dat jou lewe word gelei deur die Heilige Gees. Wat beteken dat jou eie gees saam met die Heilige Gees getuig dat jy is 'n kind van God. Nou kom ek vra die vraag weer op 'n ander manier. Wat beteken dit om deur die Heilige Gees te lei te word? Dit beteken dat dit wat vir die Heilige Gees belangrik is, moet vir jou belangrik wees. Daar moet 'n groot mate van ooreenstemming wees tussen dit waarvoor jy leef en dit waarvoor die Heilige Gees leef. En waarvoor leef die Heilige Gees? Die Heilige Gees bestaan vir een enkele doel, om God te verheerlik. En daar moet 'n ooreenstemming wees tussen die lewe en die wyse en die begeerte van die Heilige Gees en jou eie begeerte en lewe, wat beteken dat jy moet leef om God te verheerlik. Met ander woorde, die Heilige Gees word genoem die Heilige Gees, want hy streef heiligheid na. Hy is die een wat heilig is. En daarom is hulle wat die Heilige Gees het, hulle wat heiligheid nastreef. Wat is heiligheid? Wel, eintlik beteken die woord heilig andersheid, nee, gans andere. God is die gans andere, hy is die driemaal heilige God, wat beteken hy is anders as enigiets anders. Hy is anders as enigiemand anders. Hy het 'n ander doel, hy het 'n ander begeerte. En dis God wat dan vir ons sê, soos ek vooraf gesê het, wees heilig want ek is heilig. Hulle in wie die Heilige Gees is, streef heiligheid met alles in hulle na. Hulle wil wees soos God is, anders as die res van die wêreld, anders as hulle wat in die sondige wêreld is in die sondige dinge.
Dis hoe dit behoort te wees, broer en suster. In die lewe van elke Christen, want ons is anders, ons is nuut gemaak. Ons lewe nou nie meer na ons ou mens nie, ons leef na hierdie nuwe mens. Dit wat ons altyd gedoen het, dit wil ons nie meer doen nie. Nee, ons wil dit afsterf, ons veg daarteen met alles in ons, en wat ons grootste begeerte in hierdie lewe nou is om God welgeluksalig te leef, om welbehaaglik te leef, om alles te doen vir sy eer. En so ek moet die vraag vra, nee, wat neem jou gedagtes op elke dag? Waarmee vul jy jou gedagtes elke dag? Is dit dinge van God? Hoe gereeld dink jy aan God deur die loop van jou dag? Of word jou gedagtes gevul deur wêreldse dinge en wêreldse maniere, sodat jy selde by God uitkom? En wat is dit wat jy sê met jou mond? Praat jy soos een wat God in sy gedagtes het? Wat God voor oë hou? Of praat jy die dinge soos wat die wêreld praat? Word God verheerlik deur dit wat uit jou mond uitgaan? En dan die volgende vraag, waarmee hou jy jouself besig? Waarmee hou jy jouself besig wanneer niemand anders kan sien nie? Nee. Wanneer niemand anders kan sien nie. Waar jy ook al rondgaan, want hier's die ding, broer en suster. As jy 'n gelowige is, dan gaan die Gees mos oral met jou saam. Hy is ook daar by jou waar niemand anders kan sien. En ook daar waar niemand anders kan sien nie, moet jy so optree soos een wat gevul is deur die Heilige Gees. Wat dink jy? Wat praat jy? Wat doen jy? Getuig dit dat jy 'n kind van God is. Dat jy gelei word deur die Heilige Gees. Jy kan nie sê jy's 'n Christen as jou lewe nie daarvan getuig nie. Alles in jou lewe moet getuig. Dit beteken nie dat ons nie val in die sonde nie, ons doen. Maar selfs wanneer ons val in die sonde, of juis wanneer ons val in die sonde, dan word ons gewete aangekla deur die Heilige Gees. En ons beveg en ons staan op en ons veg weer en ons staan op en ons veg weer om die sonde af te sterf. Die kind van God is een wat deur die Gees gelei word aloor waar hy gaan. Die Gees getuig dat jy het nuut geword. En hy getuig dan saam met jou gees. In alles wat jy dink, en alles wat jy doen, en alles wat jy sê, getuig hy of jy 'n kind van God is of nie. Maar tweedens, die Gees getuig dat jy 'n nuwe verhouding het. Dat jy 'n nuwe verhouding het. Ons is aangenome kinders van God. En wat dit hiervan praat is, dit praat van 'n verhouding van vryheid. 'n Vryheid in die verhouding wat daar bestaan tussen die verhouding tussen ons en God. Ons kom nie meer na God toe as hulle wat ver weg is nie. Ons kom nie na God toe as hulle wat slawe is nie. Ons kom na God toe as kinders. Ons kom na God toe in die sagte teerheid waarin 'n Joodse seentjie kom en op sy pa se skoot sit en vir hom sê Abba. Ons kom in daardie sagste teerheid van 'n Griekse seentjie wat kom na sy pa en sê Pater. En dis deur die Gees as dit ware wat ons kom sit op die skoot van ons liefdevolle Vader, as ek dit mag sê met alle respek. Ons is sy kinders. Hy is ons Vader. Hy het ons syne gemaak. Nou,
Aangenome kinders mag dalk vir ons bietjie verwarring gebring, want ons idee van aanneming is anders as dit was in die Bybelse tyd. In die Bybelse tyd was daardie kind nie gesien as tweedehands of tweede gesag nie. Vandag as ons dink aan aangenome kinders, meeste van die tyd dan dink ons, dis een wat 'n buitestander is, nê. Hy is nou maar deel van die familie, dis amper half, hy kom uit haaglike omstandighede en ons het vir hom 'n beter lewe gegee. Ons het eintlik aan hom 'n hense guns gedoen. Maar uiteindelik bly hy maar 'n aangenome kind. Hy word nooit my eie nie. Maar in die Bybelse tyd wil ek hê ons moet verstaan dat aanneming van kinders was 'n opsetlike besluit. So 'n man het gegaan en 'n kind gaan kies om sy naam voor te dra. 'n kind gaan kies om sy erfgenaam te wees. So hierdie is nie 'n kind wat 'n minderwaardige status het nie. Om die waarheid te sê, in baie gevalle was dit in die Bybelse tyd so, dat die vader was liewer vir daai aangenome kind as vir sy eie. En so dis hoe ons kinders is. God het gekies, ons uitverkies om sy eie te wees. Hy het ons kom kies en ons sy eie gemaak. Hy het gekies om lief te wees vir ons. Hy het gekies om ons te seën. Toe ons nog in hierdie wêreld was, broer en suster, was ons die slawe van die sonde en van die Satan. So ons was in slawerny en ons het geleef in hierdie vrees, dis nou waarvan vers 15 praat, in hierdie vrees van God se oordeel. Want elke mens sal staan voor die oordeelsdag van God. Elkeen van ons sal deur God veroordeel word. Maar hier is die groot verskil nou. Ons kom nie meer na die Vader in angs en vrees nie. Ons kom na die Vader met vrymoedigheid. Ons kom na die Vader deur die geskeurde tempelkleed. Ons kom na hom toe wat ons lief het en vir wie ons lief is. Ons kom as hulle wat onwaardig is. Aanneming is nie op grond van ons iets in ons nie. Aanneming is op grond van iets in God. Hy het gekies om my syde te maak. Hy het my gekies. Dis soos om 'n slaaf te nooi na die tafel van 'n meester. Ek en jy is onwaardig. Maar hy het ons waardig gemaak. Uit sy genade. Sonder verdienste word ons geseën. Ons is sy kinders, omdat hy ons sy kinders wou maak. Hy het ons in sy huis ingeneem. Hy het ons aan sy tafel kom laat sit. Hy het aan ons 'n nuwe kleed gegee om aan te trek. Die Gees getuig in my hart dat ek is God se kind. Hoe doen hy dit? Wanneer ek met vrymoedigheid na God toe kom, in my gebed, dan getuig dit dat die Gees van God woon in my. Wanneer ek nie vrees nie, wanneer ek bewus is van die liefde van God, dan is dit die Gees wat in my getuig. Wanneer ek doen en najag daardie dinge wat die Vader behaag, wanneer ek 'n verwerping en 'n haat het in die dinge wat die Vader nie verheerlik nie, dan is dit die Gees wat getuig dat ek is sy kind. My lewe getuig daarvan dat ek God wil behaag in alles wat ek doen. Dis die getuienis van die Gees. God is my Vader wat ek lief het. Ek wil hom eer, ek wil hom dien. Dis die getuienis van die Gees. En so die vraag is dit waar van jou? Beleef jy God as 'n liefdevolle Vader?
Of beleef jy hom as 'n spoilsport wat jou van probeer stop? En wanneer die Here jou tugtig in liefde om jou tereg te wys, word jy tereggewys of raak jy rebels? Want 'n vader moet 'n kind tug, is dit nie? 'n goeie vader moet 'n kind tug. Maar dit lei ons tot bekering, nie tot rebelsheid en kwaadheid. Begeer jy om uit sy woord en uit sy wil te leer en te doen dit wat hom behaag? Gee die Here vir jou hoop te midde van die ellendige dinge wat in hierdie lewe met ons gebeur, en ellendige dinge gebeur. Mag gee hy vir jou hoop te midde van dit. Dis die Gees wat getuig dat jy is 'n kind van God, dat God is jou Vader, wat jou liefhet, wat jou lei, wat jou leer. Jy weet dat God jou Vader is, as jy leef soos een wat 'n kind van God is, wat begeer om hom tevrede te stel, en sy wil te doen, en sy rigting te gaan, beteken om gelei te word deur hom. Dis die getuienis wat die Heilige Gees in ons plaas, dat ons is die kinders van God. Maar laastens dan, die Gees getuig dat jy 'n erfgenaam sal wees. Die Gees getuig dat jy 'n erfgenaam sal wees. Hulle wat deur die Gees gelei word, hulle is in 'n nuwe verhouding met God, soos ons nou net gesien het, deur die Gees. En dit beteken ons sal erf. Dit is nie 'n vraag nie, broer en suster. Ons sal erf. Weereens, aangenome kinders in die Bybelse tyd was anders, want net soos jou eie kind het aangenome kinders ook geërf. Net om vir julle 'n voorbeeld te noem, ek dink julle almal ken die verhaal, maar miskien ken julle dit nie. Maar Jakob het 2 van die seuns van Josef aangeneem, onthou julle? Ephraim en Manasse. En Ephraim en Manasse het uiteindelik 2 van die stamme van Israel geword. Hulle het geërf net soos die eie seuns van Jakob. Aangenome kinders het geërf, net soos wat eie kinders geërf het. En sê die teks dan vir ons is nie net erfgename nie, ons is mede-erfgename saam met Christus. Dink vir 'n oomblik wat dit beteken. Dit beteken hy het geërf en ons sal erf. Dit beteken dat dit wat hy geërf het, dit sal ons erf. En wat het Jesus geërf? Wat het Jesus geërf? Wat Jesus geërf het is heerlikheid by sy Vader. Johannes 17 vers 5. Jesus se hoëpriesterlike gebed, kort voor sy dood. En dan sê hy vir ons wat gaan hy erf. Hy sê, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek gehad het voordat die wêreld was. Jesus erf die heerlikheid by die Vader. En in daai selfde gebed, kom Jesus en hy bid en hy sê vir ons wat ons sal erf. Johannes 17 vers 22 en vers 24. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat waar ek is, hulle ook mag wees. Ons sal wees waar God is. Ons sal die heerlikheid hê wat Christus gehad het. Beteken dit ons sal self God wees? Natuurlik nie. Dis wat die Mormone se fout is, nee, die Church of Latter-day Saints.
Hulle dink dat ons sal soos Jesus word. Dis nie waar nie. Dit beteken dat ons gaan wees waar hy gaan wees, of waar hy is. Dit beteken ons gaan seën ontvang soos hy geseën is. Dit beteken ons sal verheerlik word soos hy verheerlik is. Gaan lees 1 Korintiërs 15, dit maak dit baie duidelik. Dit beteken ons sal vir ewig wees, net soos Jesus Christus ewig is. Dit beteken ons sal heilig wees, net soos wat hy heilig is. Ons sal verlos wees van hierdie gebroke wêreld vol ellende en seer, net soos hy is. Maar dit vra van ons iets anders. Die laaste deel van die vers vra van ons iets, is dit nie. Dit vra dat ons ook sal lei soos hy gelei het. Dit vra dat ons in hierdie gebroke wêreld sal uitstaan soos 'n seertoon. Dit vra dat ons nie sal skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Dit vra dat ons sal anders wees as hierdie wêreld. Dat ons sal leef om God se wil te doen. Dat ons die Here sal behaag, selfs al lag hierdie wêreld vir ons. Dat ons die Here sal behaag, selfs al skel die mense ons uit. Dat ons die Here sal behaag, self vervolg mense ons vir dit. Dis die getuienis van die Heilige Gees in ons. Jy is 'n nuwe mens. En God is jou Vader. En daarom sal jy erf die ewige rus. Want jy, as jy die Heilige Gees het, broer en suster, as jy die Heilige Gees het, dan is jy 'n kind van God. Maar as jy die Heilige Gees het, dan sal jy haat die dinge wat hy haat. En lief wees vir die dinge waarvoor hy lief is. Want jy het 'n verhouding met hom, hy is jou Vader, jy vrees hom nie meer nie, jy kom na hom toe met vrymoedigheid. En jy het die sekerheid van ewige rus. Die Gees is die eerste vrug van God se beloftes. Waar hy getuig, daar is die wat aan hom behoort. Is die Heilige Gees in jou? Ek sê weer soos ek laasweek gesê het, daar's niks meer belangrik as dit nie. Want as die Heilige Gees in jou, dan behoort jy aan Jesus Christus, het ons laasweek gesê. As die Heilige Gees in jou is, dan is jy 'n kind van die Vader. Wat sal oorwin? Wat sal erf? Alice Woods was 'n jong meisie met 'n baie tragiese verlede. En dis waarvan elkeen van ons ook. Ons het 'n tragiese verlede, vol stikkend en seer, vol boosheid en dinge wat niemand behaag nie. Maar soos Alice Woods het ons ook 'n wonderlike toekoms. Jy sien, die probleem is nie, die verskil is nie dat Alice Woods het 'n aardse familie gevind. Ons sal 'n hemelse familie vind. Ons het 'n hemelse familie gevind deur die Heilige Gees, deur Christus. En die getuienis daarvan is, dat die Heilige Gees in jou is dat jy's 'n nuwe mens met God as jou Vader. En daarom is jy 'n erfgenaam. Die Gees getuig dat jy nie net vir nou nie, die Gees getuig dat jy vir ewig God se kind is. En my vraag is weer,
getuig daai Gees in jou? Of doen hy nie? Amen. Here, help ons. Dit is so maklik om te verval in wêreldsheid. Dit is so maklik om te wees net soos almal om ons. Dit is so maklik om nie regtig ernstig op te neem die dinge van ons geloof nie. Maar Here, daar is vanoggend geen belangriker vraag as dit nie, is die Heilige Gees in jou? En ek bid, Here, dat U vir ons elkeen sal help, dat ons harte sal ondersoek, dat hierdie dinge waaroor die lewe regtig gaan, vir ons prioriteit sal wees, dat dit vir ons eerste sal wees. Ek bid, Here, dat U binne in ons sal werk, en ons in wie die Heilige Gees is, dat ons met groter vrymoedigheid die sonde sal weerstaan, omdat ons weet ons kan oorwin deur hom. En dat ons met hierdie vrymoedigheid wat ons in die Gees het, sal kom na U toe as ons Vader, en weet dat U vir ons sal help, want U is lief vir ons. En ek bid, Here, dat U vir ons, te midde van al ons mismoedigheid, as U kinders, te midde van alles wat ons so maklik kan negatief en mismoedig maak, dat ons sal onthou dat alles wat eintlik saak maak, het ons. Want ons sal erf. Ons sal die ewige rus ontvang. Maar ek bid, Here, vir elkeen in wie die Gees nie is nie, en wie die Gees nie getuig nie. Ek pleit, Here, dat U deur die genade hulle sal verbind aan Jesus Christus deur geloof. Sodat hulle soos ons ook sal weet dat ons is nuwe mense. Dat hulle soos ons sal weet dat God is hulle Vader. En dat hulle soos ons sal weet, ons het 'n ewige erfenis in hom alleen. Amen.